Die nog kinders hier by ons, is vanmôre so min. Kom help julle gou vir my. Ek gaan saam met die kinders gaan ek 'n blaar uitstuur. En dan, hulle gaan 'n koutjie by hulle hê, en dan skryf jy net jou naam op die blaar. Dis al wat jy doen. Skryf jou naam, gee hom terug, en dan gaan hulle dit vir ons vorentoe bring. Ek gaan vir elkeen, vat vir julle elkeen 'n koutjie, en dan vat julle vir julle 'n paar blare. Hier, wanneer soos skaande soos Vat so. Ja, vat vir jou so 'n paar, vat die pakkie. Gaan. Jy gaan en dan gaan vinnig tussen die mense deur. Daar so, Stella, jy kan hierdie paar kry, jou koutjie lê daar by my. So jy vat hom na 'n oom of 'n tannie toe en hulle skryf net hulle naam in die koutjie op. Al wat jy doen is jy vat die blaartjies en jy gee vir 'n oom of 'n tannie 'n blaartjie, hulle skryf gou op hulle naam op en jy vat hom weer terug. Jy bring hulle almal vorentoe. Daar so is vir julle. Ons kyk. So het julle almal 'n koutjie. Ek het nog 'n paar blare hierso, maar dit sal nou sommer so gaan. Is dan terwyl hulle so besig is, kom ons draai sommer so links en regs en dan groet ons mekaar vanmôre sommer net so terwyl ons so as gesin vrede en liefde en vrede by mekaar is vanmôre. Ek het nogals gewonder hoe die oefening gaan afloop. Maar hier kom nog handlangers. Vat vir jou daar 'n koutjie. Gaan jy vir ons boontoe gaan. Kom julle twee ook sommer, laatkommers. Dit is 'n toets, die wat laat kom met 'n toets gekry. Ja, het jy geleer? Nee, kom, kry vir julle 'n koutjie, vat 'n blaar, julle gaan na die ooms en tannies toe, gee vir hulle die blaar en die koutjie, moet net hulle naam op die blaar skryf. Kies 'n koutjie. Vat vir jou 'n klompie blare. Hulle nee, jy kan nie die koutjie hou nie. Dan het ek 'n baie moeilike meisietjie. Dan enige iemand wat vanmôre vir die eerste keer hier is, besoekers, verjaarsdagmaatjies. Steek vir my 'n hand op. Hier is 'n verjaarsdagmaatjie hier voor. Maar hulle sê hulle is in eenheid getroud, so albei verjaar eintlik. Dan nog iemand wat vanmôre vir die eerste keer is of wat 'n verjaarsdag vier. Groot plesier. Hoe vorder daai kinders? Kom hulle reg? Was jy laas oorgeslaan? Dan kan ek jou nou een aangee. Ons gaan nou daai kleintjie ingee. Nog 'n môre. Kom julle reg. As die koutjie nie skryf, jy moet ons maar nog 'n koutjie gryp. Waar trek ek die helpers? Is daar nog iemand hier agter? So julle bak, ja. Skryf daai koutjie. Baie geluk. Skryf sommer net so op die blaar ons se naam. Nog iemand? Die wat sy naam die mooiste geskryf het, kan dalk 'n chocolate na die tyd kry. Nou is almal nuuskierig, wat is die storie met die blare vanmôre? Ons is nie deur die blare nie, ek beloof. Waar trek ons? Het julle naam nog genoeg blaartjies? Nou kinders, julle moet nou julle eie naam ook op die blaar skryf. Baie dankie. Het jy nie, ons gaan nou sien wat daar oor is. Kry sommer daar by Sissie dalk nog 'n blaar. Bring julle blare, ons sit lê onder die kruis neer. As jy nog blare nie, ons het net so. Goed. Ek dink hulle wat se chaos het hierdie jong man vanmôre in hierdie kerk veroorsaak. Vriende, ons terwyl hulle so nog rustig voortgaan, ons is besig om 'n nuwe seisoen in die jaar te nader en ons is besig om 'n nuwe seisoen in die kerkkalender te nader. Vandag is ons laaste Koningskryk Sondag en
Hierdie is die tydperk in die jaar van Pinkster af deur tot by Advent wat volgende Sondag begin, waar die klem op die koninkryk is en die werk van God in die koninkryk. Hierdie tydperk fokus ook dan vir ons op die groei van God se koninkryk in ons gemeente, ons rolle in die gemeente en ons verkondiging en die evangelie van die woord. En ons is in afwagting met Advent wat volgende Sondag gaan begin, waar ons in afwagting is tot die viering na die geboorte van Christus self. Baie dankie. Dat ek sien, hoeveel het ons nog oor? Is al die blare nou hier voor? Julle sal nou net vir my moet help met hierdie blare. Okay, ons gaan nou stel. Koutjies, bring saam. Dankie, julle kan eers gaan sit, ons gaan nou vir julle weer vorentoe kry. Jy wil 'n chocolate hê, want jy het verjaar. Baie geluk. Geef vir my daai, julle kan nie wondergom eet nie. Daai ene. As hy. Sit die blare by die kruis neer. Jy moet hulle net help opsit toe. Vriende, soos julle gesien het, vanoggend se tema gaan oor om 'n gesin te wees, 'n familie van geloof. En hoe ons as kerk, as 'n huisgesin moet funksioneer. En hoe lekker is dit om te sien hoe ons kinders, wat almal se kinders is. Nou as jy groot geword het soos ek, waar ons in gemeentes is wat so naby is jy 'n gemeentekind. En almal is almal se ouma en oupa en ma en pa en kinders, en dis net lekker om in hierdie gees ons kinders ook deel te maak van die diens. As jy 'n oop blaar het, kan jy jou naam skryf. En terwyl ons aangaan, wil ek vra dat julle groot kinders, vat die wondergom, dan vat julle die blare, dan sit jy 'n klein stukkie wondergom agter, dan plak jy hulle teen die kruis. Net so. Kom ek wys vir julle. Plak hom net teen die kruis. Julle kan, solank Stella kom help jy ook. Klein stukkie wondergom aan hy, jy kan ook kom help, julle kan rustig hier aangaan. Om Ian, jy kan hulle hier besig hou. Hulle gaan solank vir ons al die blare teen die kruis vasplak. Wondergom is by die kruis. Terwyl hulle so voortgaan, is dit werklik 'n voorreg om met soveel opwinding en soveel vreugde vanmôre hier in die huis van die Here te kan wees. Ons vra vir onsself altyd die vraag af, waar kom my hulp vandaan? En dan is die woord so duidelik om vir ons te sê dat my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here wat trou bly tot in ewigheid en die weke en die werke van sy hande elke week vir ons openbaar en aan ons wys. Vriende, word vanmôre gegroet in die naam van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing hiermee saam uit volle bors die volgende loflied: O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag in ons skou. Kom ons staan en sing ons dit lekker saam.
Okay, ons kan weer ons sitplekke inneem. Jy kan maar nog van labo plak hoor. Goed, kinders, jy kan maar nog labo plak. Kyk kinders, kom ons toets vir julle. Julle staan nou aan die einde van die jaar en dan so oor 'n Sondag of 2 dan het ons Sondagskool afsluit. Kom ons kyk wie van julle kan nog daarom die 10 gebooie vir ons onthou. Wat is daai prentjie? Daar is net een God en dit beteken dat God die belangrikste ding in jou lewe moet wees. Daai hoeksteen as ons nou in die boubedryf praat. Wie kan vir my sê wat is daai prentjie? Ja, jy mag nie afgode bid nie, so jy moet altyd net aan die Here bid. Met ander woorde, moenie enigiets anders vir jou maak op hierdie aarde om wat belangrik is, wat jou tyd neem en wat jy bo God plaas nie. Dan die derde prentjie. Wie kan onthou wat is dit? Jy mag nie die Here se naam misbruik nie. Moenie sleg praat met die Here se naam in nie. Ons mag nie vloek daarmee nie. Dan die vierde ene. Dink mooi. Ek is baie bly ek hoor nie alles so lekker nie, want dit klink vir my na 'n interessante antwoord. Ons moet altyd lus wees om Sondag kerk toe te gaan. Of rus, skies, ja, sien, ek hoor nie lekker nie. Ja, so ons moet 6 dae werk, die 7de dag moet ons rus. Met ander woorde, ons moet 'n dag uitsit vir die Here, wat ons toewy om saam met hom tyd te spandeer. Die 5de prentjie. Eer jou vader en jou moeder, mooi. 6. Stella. Mag jy moord pleeg nie. 7. Die kinders weet nogals. Mag jy egbreek pleeg nie. 8. Mag nie steel nie. Moenie iets vat wat nie aan jou behoort nie. 9. Mag jy valse getuienis nie. Met ander woorde, moenie iets sê wat nie waar is van iemand nie. En dan die laaste ene. Vir wie sal ons vra? Daar niemand op die galery wat wil antwoord hê. Kom ons gee maar. Dis baie naby dieselfde. Ons mag nie begeer nie. Met ander woorde, wees tevrede met wat die Here aan jou gegee het. En moenie ander maatjies se goed wil hê nie. Geliefdes, as ons sommer so op so 'n noot net so diep saam met die kinders deurgaan, is dit wonderlik om te sien hoe hulle gevorder het en hoe hulle leer. Maar selfs ons moet hierdie 10 gebooie moet ons daagliks moet ons deel maak van ons lewe. Ons moet dit as 'n spieël gebruik om onsself mee elke dag te meet en te sien waar ons tekortkominge is. Ons moet besef dat ons almal kom tekort. Maar dat God wel 'n God van genade is. En 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons as ons sonde bely, dan is hy getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Ons kan dus seker wees op die einde van die dag dat ons deur die genade van Christus, deur wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, dat ons vergewe is en dat hy met oop arms daar staan as ons as verlore kinders na hom toe aanhardloop. Ons hoef nie skaam te wees nie, ons hoef nie onsself te wegkruip as ons gesondig het nie. Ons kan net draai na die Here. Mag ons hierdie vergifnis werklik omarm in ons lewens. En hierdie toewyding aan God en hierdie liefde vir ons medemens regtig uitleef elke dag en 'n deel maak van ons wie ons is.
Kom ons sing hiermee saam, sing ons genade onbeskryflik groot. Hy het aan my bewys, verlore seun en wegloopkind, weer terug in die Vaderhuis. Kom ons sing hiervan lied 510. Goed, kinders, kom nader. Al die kinders, kom sit vir ons hierso. Waar toe gaan jy aan? Nee, ek het ons nog nie uitgejaag nie, kom eers nader. Al die kinders, ons gaan nou die geheim van hierdie klomp blare vertel. Ek dink die groot mense is meer nuuskierig as die kinders. Okay kinders, wie van julle kan vir my sê, wat beteken dit as ek sê, of die woord familie vir julle sê? Wat beteken die woord familie? Kom ons begin. Familie om by te bly. Om vir ons te sorg. Om ons slim te hou. Om iemand te hê wat vir ons sweeties koop, so wat vir ons sorg. Iemand dat ons lewe veilig is en nooit as 'n kind doodgaan dat ons kan die Here se plan kan volg. Om ons te beskerm en om ons op te voed. Liefde. As ek vir julle die prentjie van 'n boom wys. Nee, julle daai boomprentjie daar sien. Nou sien julle, waaruit bestaan 'n boom? 'n Boom bestaan uit 'n blare, natuurlik. Ja? Wortels, baie belangrik. Die stam. Die hele liggaam van die boom, die stam. En dis korrek. Ons het 3 elemente in die boom en hulle het hulle baie mooi opgenoem vanmôre. So die heel eerste een is die stam, die boom self, né? Nou daai boomstam kan ons dan nou dieselfde aankoppel aan Jesus. Jesus wat aan die kruis gesterf het, is ons boomstam in ons lewe. Daai ding wat die voeding vir ons gee, wat vir ons beskerm, wat vir ons sorg. En die wortels, soos ons genoem het. Die wortels gee vir die boom kos en water. So dis daai voeding. Ons wortels is dan nou deur Jesus gegrond in die woord van God, in ons geloof, om te glo aan Jesus is waar ons kos kry, né? En dan op die einde van die dag is ons almal deel van een gesin. En dis die gesin van Christus. En dan nou soos die blare teen hierdie boom,
is elke blaar verteenwoordig 'n persoon in die gesin. Wat voeding kry deur Jesus, gegrond in die woord. Maak dit vir julle sin? So ons is die blare, ons verteenwoordig die blare, ons is almal verskillend, maar almal is saam, want ons is saam deel van God se familie, né? So op die einde van die dag, is daar 'n versie wat ek wil hê julle moet vir ons as padkos saamvat. En dis Josua 24 vers 15, wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Met ander woorde, ek en my gesin, ons sal die Here dien. Dink julle is dit onthou, gaan ons dit probeer saam lees daarso. Kom ons lees saam daarso. Ek en my huis, ons sal, mooi, sonder om te kyk, ek en my huis, ons sal die Here, mooi. So met ander woorde, as ons dit wegvat, dan besef ons, maar elkeen van ons is uniek. Jy weet, ons het elkeen 'n mamma en 'n pappa en 'n boetie en 'n sussie, maar as ons by die kerk is, as ons saam is, ons is almal ook familie van mekaar. Ons is ook boeties en sissies van Jesus Christus, né? En dit is vir ons so belangrik. Ons moet daar, want ons help mekaar en ons is vir mekaar daar om te ondersteun, né? So vanmôre het ek 'n liedjie wat ons gaan saam sing. En julle behoort dit te ken, dankie. Hy hou die hele wêreld in sy hand, dis die naam van die liedjie wat bo staan, dis nie 'n versie nie, ek het vergeet om uit te haal. So, hy hou die hele wêreld in sy hand. Ons ken almal die liedjie, ons gaan lekker saam sing, dan Kobie gaan vir ons speel, en ons gaan probeer saam sing. Bid net so saam vir ons kinders voor hulle uitgaan. Ja, ons bid gou saam. Here, baie dankie dat ons sommer net so ons kinders by ons kan hê en die vreugde en die onskuld kan ervaar. Here, bewaar hulle en beskerm hulle. En ons wil net met groot dank vir U kom sê, baie dankie dat U hulle bewaar en dat hulle saam met ons, almal deel is van die huisgesin van die Here, waar ons veilig is, en waar hy ons beskerm, waar hy ons seën, en waar hy ons voorberei, vir elke oomblik wat voor lê. Here, wees met hulle waar hulle uitgaan, seën hulle, en maak hulle harte ontvanklik vir die boodskap wat vir hulle gebring word. Ons vra vir dien in die groot naam alleen. Amen. Dankie, oom Jan, nou kan julle maar uitgaan. Vriende, vanmôre se teksgedeelte kom uit Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Julle kan vir ons oopmaak so lank daar. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. En ek wil jou graag aanmoedig om na afloop van vandag by die huis weer die hoofstuk van Efesiërs te gaan deurlees, net om so 'n bietjie meer 'n aanloop te kry en 'n meer gevoel te kry van wat Paulus vir ons besig is om hier te skryf. Nou, in hierdie gedeelte van Efesiërs 2, vers 19 en 22, herinner Paulus ons
dat hierdie gemeente, en hy skryf hier aan die gemeente vir Efese, en hy herinner hulle vir hulle, hoewel hulle vroeër vreemdelinge was, en bywoners, is hulle nou medeburgers van God se volk. Met ander woorde, hulle is nou lede van een huisgesin. Hierdie eenheid is moontlik gemaak deur Christus, en dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Die beeldspraak wat hulle dan nou hier gebruik, wat hy is hierdie gemeente as 'n gebou waar hy beklemtoon die stabiliteit en eenheid van die kerk. Gefundeer op die gemeente se apostels en profete wat vooruit gegaan het, maar ook sowel as Christus wat die hoeksteen vorm, die onveranderlike, waarop hierdie gemeente gevorm is. Vir die oorspronklike ontvangers sal ons sien dat die apostels en profete met Christus as hierdie hoeksteen dan die woorde van troos en 'n oproep bring om verdeeldheid te oorkom, om nuwe identiteit in Christus te omhels en om te behoort aan 'n huisgesin van Christus. Dit was 'n radikale transformasie in 'n samelewing wat gedomeineer was deur hierdie skeidinge van ras, status, godsdiens, kultuur, sosiale stans en nog vele meer. En dit bring ons dan by hierdie gedeelte van Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Ek lees uit die 2022 vertaling vir ons saam. Julle is meer as welkom om te volg. Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondig geaard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word. Al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbelofte sonder hoop en sonder God se wêreld. Ek lees nou sommer die paar verse voor dit om net vir ons aanloop te gee. Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy was immers ons vrede. Hy het albei een gemaak en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur die liggaam afgebreek. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want daarom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. En dan vers 19 tot 22, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Ons lees tot sover. Vriende, hier sien ons 'n baie gewigtige stuk wat ons 'n bietjie gaan uitmekaar uithaal en waar ons net gaan sien hoe ons behoort as 'n eenheid en 'n nuwe gesin, 'n huisgesin. Die eerste ding wat ons hier vir mekaar op die tafel gaan sit is dat ons het 'n identiteit as lede van God se huisgesin. Hierdie vers 19 begin en vertel vir ons dat ons nie langer vreemdelinge of bywoners is nie, maar medeburgers
en huisgenote van God. Die vraag is dan, wat beteken dit om 'n huisgenoot van God te wees? En dis nou nie die tydskrif wat my ma en ouma altyd so gekoop het nie. Hierdie is 'n huisgenoot, 'n lid om te behoort in die huisgesin van God. Dit beteken dat ons 'n nuwe identiteit ontvang het in Christus. Nou in die vroeë kerk was dit iets groots om hierdie nuwe identiteit te ontvang. Omdat daar soveel verskille was rondom die agtergronde waar die mense vandaan gekom het, die kulture van die dag, en dan natuurlik almal bymekaar gekom in een doel, en dit was Christus, wat vir hulle hierdie gemeenskaplike doel gevorm het. Dieselfde geld vandag egter nog steeds. Ongeag jou verlede, ongeag jou kultuur, jou sosiale status, jou agtergrond, jy is welkom in die huis van die Here. Ons lewe in 'n tyd waar mense dikwels voel dat hulle nie meer behoort nie. Die wêreld bevorder hierdie konsepte soos individualisme. En baie mense ervaar dan eensaamheid en isolasie. Teen hierdie agtergrond roep die Here ons tot sy gesin, tot sy familie. 'n Geestelike huisgesin waar ons in 'n plek van liefde, ondersteuning en groei kan vind en ervaar. Hierdie teks van Paulus wat hy hier skryf, herinner ons vandag as moderne Christene, maar net weer daaraan dat die kerk nie net 'n fisiese gebou is nie, maar 'n geestelike ruimte skep, waarin elke gelowige 'n onmisbare deel kan bydra. En dit daag ons uit om 3 goed te doen. Die eerste een is om eenheid te bevorder. Die verskeidenheid in ons gemeentes moet nie 'n bron van spanning veroorsaak nie. Dit moet eerder 'n viering wees, 'n feesviering van hoe Christus mense van verskillende agtergronde saambring tot 'n gemeenskaplike doel en 'n gemeenskaplike funksie. 'n Tweede ding wat ons dan moet na kyk is God se teenwoordigheid in die geloofsgemeenskap en om dit te herken en raak te sien. Deur Christus is ons nou die tempel waarin God self woon, deur sy Gees. Dit roep ons tot 'n heilige leefwyse, een geskik aan 'n Christen. En verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan, om regtig deel te wees van die liggaam van Christus en die roeping wat ons gekry het daarmee saam. En dan derdens gee dit vir ons 'n identiteit in Christus, en dat ons hierdie identiteit kan omarm met beide arms. Ons is nie net 'n individu nie, en ek het dit al so baie keer beklemtoon, dat Christendom is nie 'n enkellopende iets om te beoefen nie. Dit is om deel te wees van God se familie, om te behoort aan 'n geloofsgemeenskap. Dit is om 'n identiteit wat groter is as enige kultuur, enige tradisie af te breek. Hierdie gedeelte wat Paulus vir ons hier skrywe, bly vandag nog net so relevant soos wat dit vir die oorspronklike skrywer was. As lidmate van die huisgesin van God, omdat dit ons aanmoedig tot samewerking en liefdevolle verbinding, in tyd waar gemeenskaplike verbindings dikwels afwesig raak, omdat ek terugtrek en my eie ek begin beoefen. Dan as huisgenote het ons die voorreg, sowel as die verantwoordelikheid om sy lig in 'n gebroke wêreld aan buitekant te kan gaan uitstraal. Wat beteken dit dan as ons die woord gesin op die tafel sit? Wat beteken dit om gesin te wees volgens ons sekulêre wêreld daar buite? Nou, 'n definisie wat ek kon opspoor is sê, in moderne term word 'n gesin tipies gesien as 'n sosiale eenheid, wat bestaan uit individue wat deur biologiese bande,
aanvaarde gesinsrolle of in geestelike gedeelde huishouding verbind is. Met ander woorde, daar is 'n struktuur van ouers en kinders, het sy biologies of aangenome, of dan nou selfs stiefsverhoudings. Dan is daar die uitgebreide gesin, wat bestaan uit oumas en oupas, niggies, neefies, ooms en tannies, en dan kom daar hierdie alternatiewe gesinsstrukture, wat ons ook het, waar daar enkel ouers is, daar is gesamentlike voogskap, of selfs gesinne sonder kinders. Maar, en hier is die waarskuwing, ons moet baie versigtig wees om onsself te vergryp aan 'n wêreldse siening van wat 'n gesin is. Want waar hierdie definisie van gesinne verander om aan te pas, so die wêreld is besig om subtiel wat 'n familie is, wat 'n gesin is, aan te pas, om by die wêreld wat stikkend is aan te pas. Dit bevorder goed soos individualisme, dit bevorder egskeidings, saamwoon sonder die huwelik, selfde geslag gesinne, die lys gaan aan. En hierdie goed weerspieël net hoe die wêreldse konsep van gesinne buigbaar is om aan te pas by die wêreld. Ons moet streef om eerder meer te leef om 'n geestelike, 'n Bybelse gesin na te jaag. 'n Bybelse gesinstruktuur. Wat beteken 'n Bybelse gesinstruktuur? Dis 'n struktuur waar die Bybel definieer dat die instelling wat deur God ingestel is, 'n heilige instelling is, waar 'n gesin gebaseer op hierdie instelling God as fondament het. So daar's orde, daar's doelwitte en daar's seëninge wat weerspieël word deur die gesin. Waar die huwelik die kern is van so 'n gesin. En dan waar uit hierdie huwelik tussen een man en een vrou die seëning kom van kinders. Kinders wat vir ons soveel vreugde bring, maar wat ook ons hoop en toekoms is vir die dag van môre. Met ander woorde, terwyl die wêreldse definisie van 'n gesin soms wisselvallig en buigbaar is, bied die Bybel 'n vaste en 'n diep geestelik gebaseerde basis vir wat ons as gesin moet wees. So in 'n Christelike konteks word gesinne geroep om dan hierdie ligdraers te wees, om God se koninkryk te gaan verteenwoordig binne in hierdie gebroke en gebuigde wêreld daar buitekant. Wanneer hierdie veranderinge en al hierdie storms daar buite woed, is ons die baken van hoop binne in hierdie tye. So hoe pas ons dit toe in ons daaglikse lewe? Ons moet kyk na hierdie nuwe identiteit wat ons gekry het. Met ander woorde, dit beteken dat ons nie meer op ons eie hoef te worstel nie. Ons moet besef dat ons nou deel is van 'n gesin, deel van 'n familie wat ons nie net dra in gebed nie, maar ons ook ondersteun in tye van swaar kry, wat ons aanmoedig om in ons geloof te groei. Hierdie huisgesin is 'n plek waar ons veilig voel en waar ons kan behoort. As ons onsself vat as strand, gemeente, is ons 'n gehegte gesin. Hoe lekker is dit nie om weer die bekende gesigte te sien, om net 'n drukkie te gee, om net te vra hoe dit gaan. Ek kom ook uit 'n baie naby gesin uit, en as een siek is, impak dit die hele gesin. As een swaar kry, beïmpak dit die hele gesin. Almal voel dit, almal deel daarmee saam. En dis waarmee ons ook sit, is om so 'n naby gesin te wees, dat ons werklik alles deel, van die swaar kry tot die goeie nuus. Ons moet bou op die fondamente van Christus en op geensins iets anders nie. Vers 20 gaan dan sê dat die huisgesin van God
is nie net blindelings gekies en saamgestel nie. Dit is gebou op die fondament van die apostels en die profete, met Jesus Christus as die hoeksteen. Die hoeksteen in 'n gebou is daai kerndeel van die struktuur, die stabiliteit, die onveranderlike in die verandering. As Christus ons onveranderlike is, as hy werklik ons hoeksteen is, moet ons lewens en ons geloofsgemeenskappe om ons dit reflekteer. Dit beteken dat die woord van God ons onfeilbare riglyn moet wees vir alles wat ons doen. In ons lewe vandag, waar ons dikwels in die kerk van Breë verwag om verskeie kompromieë te maak. As ons kyk na die wêreldse sieninge, is dit so maklik om eerder reëls te verbuig, reëls te verander, om akkommoderend te wees. Maar as ons op die fondasie van Christus staan, as hy werklik die hoeksteen is, as sy woord ons riglyn is, die loodlyn waaraan ons elke dag meet, is daar geen kompromie nie. Ons moet die waarheid met liefde verkondig en daarop voortbou elke dag. Ons moet heeldag, elke dag, aldag getuig sonder ophou. Ons moet dit als bidtend doen deur alle omstandighede, die positiewe en die negatiewes. En dan moet ons besef dat ons is die tempel waarin God woon. Die laaste 2 verse, vers 21 en 22, skryf hy hierdie pragtige beeld van die kerk is as 'n tempel waarin God deur sy gees nou woon. Individueel is ons dan tempels van die Heilige Gees, maar saam vorm ons 'n heilige woning van die Here. As jy as een enkele blaar alleen aan 'n boom hang, beteken jy nie veel nie. Skaduwee is beperk. Maar dis wanneer ons as 'n gesin onsself vestig op die boom wat lewe gee, aan Christus self, gewortel in die woord, in die waarheid, kan ons aan ons vrug geken word aan die einde van die dag. Wat beteken dit vir ons as gemeente? Dit beteken dat ons nie net na die kerkgebou toe kom om die diens by te woon nie. Ons kom by mekaar as kinders van God. Ons kom by mekaar om teenwoordigheid te ervaar. Ons kom by mekaar om liefde aan mekaar te betoon. Soos ons vanmôre daar by die deur gesels het in 'n groepie om te sê, al kom ons net kerk toe om die liefde van mekaar ook te ontmoet en te ervaar, 'n drukkie gaan so ver. Ons moet dit toepas in ons lewe daar buite. Ons moet die term kerk sien as 'n plek waar God aktief werk, binne my, binne jou, binne ons almal. 'n Plek van genesing, 'n plek van herstel, 'n plek van groei. Ons moet mekaar ondersteun en opbou, sodat ons as huisgenote sterker kan wees in ons roeping as ligdraers daar buite. Deur alle omstandighede, deur alle veranderinge wat in ons lewe plaasvind, alle storms wat daar woed, moet ons kies om God as die onveranderlike, die ewige hoeksteen te maak in ons lewens. Ek sluit af met die volgende. Hierdie brief wat Paulus hier geskryf het, wat ons hier deurgegaan het, herinner ons vanmôre net weer dat ons nie vreemdelinge is nie, maar dat ons deel is van 'n geloofsgemeenskap, huisgesin van God. Ons is huisgenote in die koninkryk. Ons is gebou op hierdie fondasie wat nie geskit kan word as dit moeilik gaan nie. Die uitdaging wat ek vanmôre op die tafel sit,
is die volgende. Vra jouself vanmôre die volgende vraag af. Wat is my rol binne in hierdie geestelike liggaam, binne in die geestelike huisgesin? Hoe kan ek my bydrae lewer om hierdie geloofsgemeenskap te versterk? Hoe kan ek my bydrae lewer om hierdie gesin te bedien? Neem praktiese stap. Ondersoek jouself om werklik deel te word en om mekaar te begin ondersteun en mekaar te begin bedien. Dalk is dit net met 'n oproep of 'n WhatsApp boodskap of 'n SMS. Hoe gaan dit? Dalk is dit 'n vinnige besoek om net te gaan hoor hoe dit gaan. Miskien is dit om by iemand te gaan sit en saam met die te bid. Ons moet onsself oopmaak dat die Heilige Gees vir ons kan wys waar die behoeftes is, sodat ons kan bedien met ons gawes. Geliefdes, ons is geroep om deel te wees van die groot familie van Christus. Dit is 'n familie wat gebaseer is op die liefde van Christus. Gebou is op die waarheid, opgesluit in die onfeilbare woord van God. Gevul is met die Heilige Gees as ons rigtingwyser en kompas. Gedrewe is deur omgee en gefokus is op die liefde vir mekaar. Dalk net om sonder woorde by iemand te gaan sit. Vriende, ons as gemeente ervaar so baie dinge. En vanmôre wil ek nou 'n geleentheid maak vir stil gebed. Vriende, ons sit met soveel mense wat siek is. Ons eie leraar Dominee Frikkie wat met 'n swaar pad voor vir hom in die gesig staar. En ek wil vra dat u vir almal wat jy ken, almal wat jy van weet, almal wat deel is van ons gesin, bid vir hulle, dra hulle op aan die Here, kom plaas hulle by die kruis. Terwyl ons so sit, gaan ons net die oë toemaak en dan gaan ek die gebedslysie lees hier en dan, soos wat jy dit gaan, bid jy net vir die wat op jou hart kom. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Piet Miller, Piet Lombard, Connie Botha, Rit Boshoff, Janus Barnard, Marlene Streicher, Henny Blom, Frikkie van die Kerk. Here, baie dankie dat ons die vrymoedigheid het om vir ons familielede te bid, vir die mense naby aan ons, die mense vir wie ons so lief is, vir wie ons so omgee. U ken elkeen se behoefte, u ken elkeen se siekte toestand, sy uitdagings. En Here, dis met baie opwinding en vreugde wat ons kan kom en kom stil word by U, om te weet U is daar. Dit maak my so opwindend om te weet dat ek enigiets van U kan vra. En U sal my verstand te bowe gaan. Here, ons bid vir almal op hierdie sieklys.
Ons bid vir almal wat ons nie eens van weet nie. U het al die gename gehoor, u het al die gebede gehoor. Here, dankie dat ons weet u is in beheer en dat u elke van hierdie oomblikke, elke van hierdie uitdagings gebruik as 'n getuienisgeleentheid om ons te bemoedig en te help groei. Here, dankie dat ons kan weet ons is deel van u huisgesin. Dankie vir wat u aan die kruis vir ons gedoen het. Dankie dat ons kan weet dat u woord onfeilbaar is en dat ons kan vasklou in die waarheid daarin. Wees met ons as gemeente deur die pad wat voor lê. Versterk ons as gesin en help ons om die ligdraers te wees, om ons roeping uit te leef waarvoor u ons geroep het. Al is dit net om 'n drukkie te gee. Here, baie dankie vir alles wat u vir ons doen. Ons vra u verdien nie, maar uit u groot genade alleen. Amen. Vriende, kom ons ek gaan vir ons die geloofsbelydenis voorlees en julle kan saam met my dit lees. Ons kan staan en dan as ons klaar is kan ons die Here dien met ons offergawes. Kom ons staan en dan lees ons dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Here, dis met groot blydskap en dankbaarheid wat ons voor U kom en kom sê dankie vir die voorreg dat ons kan terugploeg in die gemeente. Here, dankie dat U ons seën sodat ons kan seën. Here, wees met ons dat ons hierdie fondse sal kan aanwend waar dit benodig word. Dankie vir U versorging en dankie vir U getroue voorsiening in ons lewens. Ons prys U naam daarvoor. Amen. Goed, vriende, ons het 'n paar afkortings in die blaadjies by die deure gekry. Ek moes nou eers my handskrif ontsyfer op die blaadjie. Paar goed wat ek net onder julle aandag wil bring, 'n paar logistieke en reëlings. Die eerste een is dat komende Woensdag sou die kerkraadsvergadering gewees het. Dis uitgeskuiwe na volgende week, die Woensdag die 4de. Woensdag die 4de sal die kerkraadsvergadering wees. Dis uitgeskuif weens 'n behandeling wat Dominee Frikkie moet hierdie Woensdag kry en dan om volgende Woensdag saam met ons by die kerkraadsvergadering te kan wees. Dan wil ons ook agter op die blaadjie is daar 'n stukkie geskrywe oor Dominee Frikkie se stand. En ek gaan dit voorlees dat dit op die uitsending ook kan uitgaan. En die boodskap is van homself wat hy geskryf het op 18 November, die sessies met die onkoloog gehad, dat sy uitslae het bevind dat hy beenmergkanker het. Dit is 'n ongeneeslike maar behandelbaar. Met ander woorde beteken dat hulle kan behandeling gee om tyd te koop. Ek ontvang hierdie week sterk kortison wat nou verby is, wat daarna opgevolg sal word deur 'n 6 weke behandeling in voorbereiding vir 'n beenmergoorplanting. Ek is dankbaar vir julle ondersteuning en voorbidding. Vrede vir julle. Vriende, ons vra julle voortstaande gebede, net soos wat hierdie gemeente en hierdie familie saamgestaan het in die vervolging van Dominee Frikkie met die Ringstigliggaam, vra ons julle aanhoudende ondersteun in hierdie pad wat voor lê. En ons vra ook dat julle ook met ons sal wees in die pad vorentoe met die appel wat voor lê met die Ringstigliggaam. Dan vriende, wil ek julle uitnooi, daar's 'n koppie tee aan die afloop van die diens. Ek glo so, ek's reg. Ek sien hier's 'n koppietjie op die blaadjie, so julle is welkom om 'n koppie tee te kom geniet. En dan volgende Sondag is dit met groot opwinding wat ons Kerssangdiens aanbied in samewerking met Jolanda Botha en daai koor van haar wat ons altyd so veel genot bring. Hulle is volgende Sondag hier, ons gaan 'n lekker gemengde diens hê met die koor wat vir ons liedere gaan sing, ons gaan lekker saam sing liedere hê en ons gaan net 'n lekker sangdiens hê met die kore en die gemeente sang. Kerssangdiens volgende Sondag, selfde tyd, 9:30. Kom, bring jou vriende, dit gaan regtig 'n belewenis wees. Dan die Sondag daarna, die 8ste, gaan ons Sondagskool afsluit hê. Dit sou nou Sondag gewees het saam met die Kerssangdiens, maar dit gaan net 'n bietjie 'n vol dag raak. So ons gaan nou vra ek na afloop van die diens almal wat in die Sondagskool betrokke is, net vinnig by mekaar kom sommer daar in die saal. Maar die 8ste is dan nou ons Sondagskool afsluit. Ons gaan ons sertifikate oorhandig die oggend in die kerk. Ons gaan net 'n lekker gesellige diens hê waar ons gesentreerde gefokus is op ons kinders en wat hulle deur die jaar bereik het. En hulle groei geestelik. En om net 'n bietjie aan hulle terug te gee vir die jaar wat hulle ingesit het. So moet dit ook nie mis nie, dis die laaste Sondag voor die vakansie. Kom wees deel as gesin, kom deel aan hierdie kinders se vreugde en genot om 'n jaar tot einde te kom. Dan bly ons voorbidding vir ons matrieks wat nog skrywe. Daar's van hulle wat hierdie week klaarmaak, daar's van hulle wat nog aangaan. Baie seën en sterkte vir julle ook.
En dan vir Kobie baie dankie vanmôre vir die begeleiding op die klavier. Enigiets anders wat ek gemis het? Dit lyk nie so nie. Die wat niet is, daar is 'n boek aan die kant met die T. Vul jou naam daarin, word betrokke by die omgeegroepe. Skakel in, vorm deel van die groepe. Dis lekker, dis net om gesellig te verkeer en om bietjie deel te word van die groter omgee. Vriende, as daar niks verder is nie, wil ek julle graag, kan ons afsluit met die volgende lied. Ons lied wat ons vanmôre mee afsluit, is dan die Onse Vader. En daar waar ons sit, om het werklik as 'n gebed te bid vanmôre. En die woorde te luister en dit werklik jou eie te maak. Onthou selfs as jy vir iemand moet bid en jy het nie woorde nie, kan jy net die Onse Vader ook vir hulle voordra. Kom ons sing lekker hierdie gebed saam. Ons kan staan, ons sing ons die Onse Vader saam. Vriende, gaan nou heen, vervul met vreugde van Christus wat alle verstand te bowe gaan, en dra hierdie vrede uit in ons alledaagse lewens. Ek stuur julle met die woorde van Numeri 6, vers 24 tot 26. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou oplig en aan jou vrede gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Gaan in vrede en dien die Here.